Goeiedag. My naam is Eric Erwin Paulino van Divine Connection Ministries. Ek is hier om met julle die woord van God te deel, met wat God op my tong gelê het, met die wysheid en die kennis en wat ek deurgemaak het wat hy op my gelê het. Sonder 'n titel, sonder 'n kerk en sonder 'n kantoor. Hoekom ek so sê is dat God het nie 'n kerk gehad nie. Hy het baie men in tempels geleer, nie sommer nie. Want hy sê in sy woord dat hy bly nie in tempels met hande gemaak nie, waar ons deesdae kerke maak. Elke ou wat opstaan is 'n apostel of 'n profeet vandag. Mense moet na hul kerke kom, geld kom gooi. Hulle gaan nie uit nie, hulle verkondig nie meer die woord van God nie. Die mense hardloop agter die miracles. En jy weet, die Bybel is baie clear op dit, dat het sê dat toe Moses sy stok neergegooi het, dat het slang geword. En toe het die Egiptenare ook hul stokke neergegooi wat slange geword het. Wat beteken dat die valse profete kan ook miracles uitoefen of betoon. En vandag hardloop die mense na die miracles. Mense word nie meer die woord van God geleer. Hulle hardloop van hierdie profeet na die profeet, van hierdie apostel na die apostel. Het jy gehoor, die apostel, die miracles. Ek het laas iemand ontmoet wat vir my gesê het sê, ek heb wat ek gesê, sê sy, hoe toe dinge dit en dat en dit. Jy weet, en die mense vergeet dat dat de miracles van God af is, maar die valse miracles van die vyand af is. So, ons hardloop net soos ek gesê het na die miracles in. Ondersoek nie die geeste van God van waaruit dit is nie. Dis alles wat jy sal leer, soos wat die troues kon sien, as dit uit God uit, as dit uit die duiwel uit. Maar ja, jy weet, God het sy disciples uitgestuur om dieselfde te doen wat hy gedoen het. Om nie daar te sit nie, maar om uit te gaan in die woord van God te verkondig. En hulle het geloop. God het hulle gesê, hulle mag geen klere saamvat, geen kos, geen geld, geen you name it. En hulle het uitgegaan. Dis hoekom apostel Paulus vir ons sê dat as hy by die Jode was, daar was hy Jood, en as hy by die Grieke was, daar was hy Griek. So Christus Jesus het nie 'n spesifieke kerk gehad nie, maar hy het geloop. Hy het sy voete plat geloop. En dit is wat ons vandag moet doen. Net nie daar sit nie. Ek meen, as iemand wat byvoorbeeld in die ICU sit, hoe sal hy na jou kerk toe kom as jy nie na hom toe gaan nie? As jy net elke dag of elke tyd as jy kerk doen, net in jou saal of jou huis of jou wat daar wil kom doen en nie wil uitgaan na die drinkplekke waar die mense tompos drink, na die plekke waar daar verskillende dinge is, in die strate, en jy weet, orals waar jy moet gaan, na die oude huise, na die kinders wat swaar kry, wat onder die brug is, en mense is honger, mense is dors, maar julle sit daar in hou kerke, terwyl die mense dors en honger is. Die mense kom in die oggende, ek sien hier is sommige kerke, wat in die oggende ingaan en vanavond eers uitkom, van die nuwe kerke wat nou gemaak word, van die mense wat nou opstaan, nou wie sê, hulle doe, die mense hardloop. Nou, ek wil maar net voor ons, of julle nog in die ander episodes, baie verskillende dinge leer met julle saamdeel, oor die laaste waarskuwing. In Openbaring 22 verse 10, 12, 13, 18, 19 daar rond. En dit lees as volg. Laaste waarskuwing. En hy het vir my gesê, hy het vir Johannes gesê, hy het Johannes se oë oopgemaak, hy het Johannes al hierdie dinge gewys, en gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. En kyk, ek kom gou, en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos die werk sal wees. Ek is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Want ek beteken elkeen wat die woorde van hierdie profesie van hierdie boek hoor. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plaai byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van hierdie boek, van hierdie profesie wegneem,
dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. So sê die woord van God. Kyk, toe hy hierdie dinge aan Johannes gewys het wat aankom en wat Openbaring opgeskrywe is, moenie die woorde van hierdie profese van hierdie boek verseël nie. Dit moenie verseël word nie. Baie kere verseël ons die woorde. En ons leer nie die mense wat ons hulle moet leer nie. Vandag leer ons hulle oor net hardloop na jou kerk vir miracles. Die tyd het naby geword dat ons die waarheid moet praat. Dat ons die mense die waarheid moet vertel. Want God sê hy kom gou en sy loon is by hom. Halleluja. Ta opere elopmiste medi hinamade. Tsi versa komai tsi koina verse gona mi bare. Dis wat ons doen. Lees een vers en dan oordeel ons met die vers wat ons gelees het. En ons studie dit nie deur en het nie verstand wat dit beteken nie. Maar God sê as ons die woorde van hierdie boek, hierdie profesie wegneem, gaan die plaai vir ons volg. Halleluja. Elkeen sal vergeld word volgens sy werke. Hy sê hy is die alfa en hy is die begin, hy is die alfa en die omega, die begin en die einde. Daarom laat ons nie die woorde uit hierdie boek wegvat nie. Laat ons die mense die woord gee soos wat hulle, dat dit daar is, dat hulle moet verstaan, dat ons moet bekeer, that we might become born again Christians, dat ons die Here in gees en waarheid moet dien, en moet ophou met die leuns waarmee ons nou staan. Elkene wat opstaan vandag, nee man, apostel, kutsi profeet, kutswenge kutwa, gabeske misa masa kamisizen uwed man. En aan die doen dinge, die Bybel sê aan die doen dinge kan jy sien, want satske, banana isa katsi, lemun sarang mabago, banana kom sa katsi, lemun kom sarang verwag. Dat sal nie so wees nie, soos van die predikers wat sê, doen wat ek julle leer, en moenie doen wat ek doen nie. There are mistakes coming, which is wrong. Let us give the word of God like it might be, and it is. Dit is die laaste waarskuwing in Openbaring 22, en dit is verskriklik. Hierdie dinge waarmee ons staan, dit sal tot die einde toe kom. Net tot sover die woord van God. Geniet die leringe, daar is baie episodes, jy kan altyd ene kies, waaruit jy sal en mag leer. Baie dankie.